Voor ons die woord van die Here ontvang, kom ons sluit die oë en ons vra dat God ons sal lei wanneer ons hierdie woord ontvang. Dankie U, Hemelse Vader, dat ons nou kan stil raak voor U en sê, O Gees van God, kom help ons. Wanneer ons hierdie lewendmakend woord nou gaan ontvang, dat dit so sal wees, dat dit permanent in ons binneste gaan wees, onuitwislik, maar dat dit so sal wees, dat ons U woord gaan leef, dat ons doers of the word of God gaan word, en nie net hoorders van die Bybel teksgedeeltes nie. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan vandag raak aan die gedagte wat 'n wet is. Hoekom moet ons Jesus lief hê en hoe kan jy sê ek het Jesus lief? Want dit is 'n groot gebod. Dit staan daar in Matteus 22:37. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart ensovoorts. Ek gaan net daar stop. Met jou hele hart. Hoe kan jy liefde betoon teenoor God wat nie hier is? As jy 'n maatjie daar by jou het, of jy sit nie alleen nie, Nikkie, sorry vir jou. Maar dis maklik om so te kyk en te sê, weet jy wat, ek laat jou nogal kwaai. Ek dink, ek is lief vir jou. Maar hoe sê jy dit vir God wat jy nog nie eens gesien het? Baie keer gebeur dit dat ek met mense praat en hulle sê, ek het nog nooit gehoor nie. Ek het nog nooit hom beleef nie. Hoe kan ek vir hom sê, ek het vir hom lief? Hoe werk dit? Nou, ek gaan my bes probeer. Deur dit wat die Heilige Gees my gelei, dat ek dit aan jou deurgee vanoggend. As jy weer so 'n bietjie rondkyk om jou, dan is dit so dat geen verhouding kan in liefde ontwikkel sonder dat dit in 'n liefdesverhouding was. En ek praat nie van man-vrou liefde alleenlik nie, ek praat van agape liefde. Dan moet iewester 'n hartsverhouding plaasvind. Iets wat jy kan voel, ons connect, of daar's iets groter as dit. Dit kom nie net so van so en niks nie. Ek is dom as ek luister na hierdie platform goed wat ek gebruik en dan raak hulle deel van hierdie dating platform op Facebook of ek weet nie, hulle sulke snaakse name. En dan reël hulle 'n date met mekaar en hulle het hulle nog nooit man to woman gesien of woman to man. Dis so crazy. Daar staan met jou hele hart. Jy moet die Here jou God hê, lief hê met jou hele hart. Nou weet jy wat as jy nou na al hierdie staaltjies van waaroor en wat gaan binne in jou hart aan ondersoek, dan sal ons besef, maar dis eintlik die emosionele deel van 'n mens se liggaam. Dis wat gedemonstreer word deur hierdie orgaan. Nou ek het 'n lief was bevoorreg by 'n pastoorskonferensie toe daar iemand wat navorsing gedoen het oor die uiterlikheid van die hart. En dat dit 'n plek is waar inligting ook gestoor kan word vir die betrokke mens. En dan het hulle dit agtergekom as hulle nou hier sny, maak jy ons ribbes oop en sê,
hierdie was 'n ongelukkige mens. Dis sigbaar aan die orgaan, die ongelukkigheid. Daar self gesê, deur hierdie skrywer, outeur, wow, hierdie dokters kyk en sê, dis 'n harde mens hierdie. Ek dink, hulle het die ouetjie so geklop en dan kom hulle agter, daai body part is bietjie harder as vlees. Nou sê vir my, sê, pastoor, jy is besig om nonsens te praat. Ek praat nie nonsens nie. Dit staan in die Bybel. 'n kliphart is gemention in die Bybel, nie waar nie? Excuse me. Jesus selfs was emosioneel. Toe hy agterkom, is sy vriend Lazarus as al 'n geruime tyd oorlede. Johannes 11:33 sê dit. Hy was al eintlik 'n rukkie daar. En in hierdie situasie het hy vol van die hart geword en het hy emosioneel geraak. Ons kan van mekaar vanoggend sê, ek dink Jesus het 'n behoefte dat jy en hy hartsake kan uitruil. Daar is sulke boekies in die ou tyd gewees, soos 'n huisgenoot, ek weet nie of hy nog bestaan nie, maar agterin hartsake. Daar is daar gemensie van hartsake. Ek weet nie of dit 'n dokter Helena of Ena of Koos of dit is, maar dan gee hulle nou raad. Koop eerder vir jou ander skoene of so iets. Maar dis hoe hierdie goed gehanteer is. Maar dis die emosionele. Maar dan staan daar, jy moet die Here jou God hê met jou hele hart en met jou hele siel. Nou sal die mense sê, wat 'n deel is dit? Ek weet, ou Barnard het vir ons gewys, jy kan 'n hartoortplanting doen. Maar hoe plant hulle jou siel oor? Of wat is jou siel nou eintlik? Waar kom jou siel vandaan? En ek kan vir jou een ding sê, dat jou siel is so belangrik en essensieel, dat God besluit het, hy wil mense se siele red. Met ander woorde, dis die hele ander dimensie wat in jou liggaam. Dis iets wat vir ewig en altyd daar is en sal wees. Het is so intens dat dit ook jou persoonlike lewenskrag bevat. Ek dink is net hierdie tent wat naderhand nie meer wil. Die ou tent raak stif en vol krake. En die en daai werk nie meer saam nie. Maar ek wil kom by iets belangriks. Dis Johannes 14. So, as jy jou Bybel het, of app, of wat dan, luister 'n bietjie hierna. Johannes 14 sê die volgende, daar in vers 15. Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Jy vang dit nie. Hoe betoon jy liefde teenoor Jesus? Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Waar kry jy sy opdragte? Engels, Afrikaans en nog baie ander tale. As jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir julle ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Hy sê, as jy wil leiding hê, hoe om my opdragte uitvoer, moenie worry nie,
ek weet jy gaan alles vergeet wat ek vir jou gesê het. Maar ek gaan my gees vir jou stuur, wat net die waarheid aan jou bekend gaan maak, en ons weet die woord van God is die waarheid. Hy sê, die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Sit die fantastiese woord. Hy sê hier, en ek sê julle ook nie as weeskinders agterlaat nie. Hy het 'n behoefte vir 'n verdere verhouding. Maar ons gaan nou by die pa en kinders ding kom. Hy sê verder, as ons nou mooi kyk, vers 21 sê hy die volgende, hy sê, wie my opdragte het, vers 21, en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Is dit die moeite werd al dan nie? Weet jy wat beteken hierdie openbaring eintlik? Hy sê, ek sal met jou in 'n intiemer verhouding staan. So intiem, dat jy gaan weet wat nou binne my aangaan oor jou. Jou kaartjies, jou flashcards, bedoel. Ek gaan vir jou presies kan sê, hoe ek oor jou voel. Vers 23 sê die volgende, Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. Dit is die woord van God. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. Dit klink dan vir my nou soos 'n man en 'n vrou in 'n verlovingsbehoefte. Nee? Dan wanneer die verlovingstyd verby is, dan ons wil permanent by mekaar wees. En hy sê, ons gaan permanent by Jesus wees, soos wanneer 'n man en 'n vrou klaar getroud is. Dit is met jou hele wese, hoe jy God moet lief hê. Hy sê daar in Esegiel, hoop my net te kry dit vandag, dankie tog vir die veter. Esegiel 36 sê die volgende, hy sê in vers 25, hy sê, ek sal die reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Nou moet jy weet, hy praat hier met hierdie weerbarstige volk. Hy sê, ek sal jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, en ek sal die kliphart uit jou liggaam uithaal, en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings en gehoorsaamheid nakom. Nou ek wil nou net vir jou staaltjie vertel. Die eerste keer toe ek het geleer, toe dog ek, okay Here, wanneer gaan jy my nou maak, jou gebooies laat nakom? Want ek kom nie dit lekker agter nie. Ek wip my nogal baie gereeld. Baie keer voel ek wil daai een iets aandoen. En die Heilige Gees sê vir my, maar gaan kyk na die grondtaalwoord van maak. En dit moet eintlik wees, and I will give you the potential. I will give you the potential to follow me. To follow my word. Want dis waaroor alles gaan. Maar hier kom en hy sê, daar's 'n totale change wat op pad is.
En dis wat gaan gebeur. Jy kan net in die oggend opstaan en sê, o Gees van God, help my, dat ek gehoorsaam is. Help my, dat ek die wil van die Vader sal doen. Dat ek meer soos Jesus sal word. Ek is moeg en siek en sat vir Dawie se gedagtes, voorskrifte, voorkeure en wat hy wil in hierdie lewe. Nou wil ek vir u lewe. Kom ons blaai na Galasiërs 5 toe. Iemand het sy veter gevat. Galasiërs 5. Wat gaan in Galasiërs 5 aan? Galasiërs 5 leer ons om die Heilige Gees te volg. En dan hoef jy nie die wetsbepalings in woord en letter na te kom. Met baie respek gesê, die Gees van God sal God nie drop. Hy sal jou nie op 'n dwaalspoor bring nie. Al het hy Jesus in die woestyn ingelei. Dis hoe dit moes wees. Kyk. Maar hier staan dit baie duidelik, dat God het hierdie passie, dat jy sy Gees sal volg. 24/7, dag en nag. Minuut, uur vir uur, sekonde vir sekonde. Wat jy sê, hoe jy reageer, hoe jy optree, wat jou behoeftes is, wat jou hart verlange is, wat jou doel in die lewe is, en waarvoor jy streef. Dis alles. Ag, knik net jou kop. Ja, dis alles. Waarom net daai plesier? Sien, hy gaan verder en hy sê baie duidelik, hy sê, as dit dan nou so is, vers 22, as jy gehoorsaam is aan die Gees van God, dan sal jy liefdevol wees, 22, liefdevol wees, jy sal vol vreugde wees, jy sal vrede in jou ronddra. Jy sal geduldig wees. Jy sal vriendelik wees. Jy sal goedhartig wees. Jy sal getrou wees. Jy sal nederig wees. En jy sal selfbeheersing toepas. Dis wat dit is. Dis waaroor dit gaan. Dis die hele wet en die profete. Wanneer gaan ons dit doen? Hoe lank moet ons hierdie goed sê? Ja, maar pastoor, ek sukkel so erg. Ek kom die punchline. Ek kan vir jou sê, dit gaan nou alles in jou lewe verander nie. Maar die dag toe ek dit lees, toch, nou is dit tickets. Nou is dit tickets. No excuse. Jy kan op 'n blaai na jou Bybel in 2 Korintiërs 5 en daar vers 14. Jy sien, maar daar is iets waaraan ons streef, né? In hierdie gedeelte kan ons agterkom, daar's iets spesiaals, né? As iets spesiaals wat God vir ons in gedagte het. En as hy afgaan na vers 20 toe, dan sê hy, now then we are ambassadors of Christ. Wat staan in jou Bybel? Gesandte. Nog een. Ek weet daar staan verteenwoordigers.
forever may you be still and peaceful. Maar dis wat dit op neerkom. Né? Hy sê, jy gaan dit word. Né? Hy sê, dis moontlik, dat jy 'n ambassadeur kan word, 'n verteenwoordiger, 'n gesant. Staan daar. En as jy so eentjie opgaan, as jy sien, vers 17, hy sê, and therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Okay? So, hy's 'n ambassadeur, verteenwoordiger, gesant. As jy in Christus is, dan is jy 'n nuwe wese. Nou, wat het voor dit was? Vers 14. Kom jy agter ons rewind, ons gaan terug, né? Hier staan in my Bybel, for the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. Wat staan in jou Bybel? Dis jy, luister maar van, baie versigtig. Jy ook Engels Bybel? Engels en Afrikaans. Hy sê hier, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot insig gekom het. Jy sien, God se liefde is so wow en groot, want hy is daai liefde. En deur dit wat ons hier gedoen het, en Paasnaweek, en die wegraping wat kom, en die wederkoms, en die ewigheid, en, is als liefde. Hy sê so met ander woorde, God se liefde is so groot, en wanneer sy Gees in jou woon, en ons het nou net gesê, dat Galasiërs 5:22 gaan oor liefde. Sy Gees kom woon permanent in jou, en hy gaan liefde demonstreer. Nou sê hy, hierdie liefde het iets anderster as ons liefde vir mekaar, of liefde vir nonsens, of liefde vir dit en dat. Hierdie liefde compels us, dryf ons, controls us, impels us. Dit is so groot, dat as jy toelaat dat die liefde van Christus jou lewenswyse word, is daar nie keer. Maar ek sê vandag vir jou, dit is nie so nie. Want dis nie oral oorsigbaar. Die mense kies God se liefde secondhand. Primêr is daar ander behoeftes en ander nikke en style en attitudes wat na vore kom. In plaas van sy liefde. Maar hy het hierdie groot behoeftes. As jy gaan kyk, wat staan oral oor in die Bybel? Hy sê daar in Romeine 8:14, almal wat hulle dat deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Hy soek met jou hierdie spesiale verhouding van pa en kind. Hy sê, ek wil hê dat jy na my aard. Jy wil hê hulle moet na jou aard. Nie normaal nie.
Sien ek so groter moeilikheid te sê. Dis enige ouers se hartsbegeerte dat sy kinders na hom moet aard. As ek nou vir jou sê, God is liefde, wat moet jou geaardheid wees? Dan moet jy kan sê, liefde! 'n paar jaar terug, ek dink nou net aan dat ek by die slaghuis gewerk en ek bring hier die woord, I'm love! En in die oggend as ek by die slaghuis instap en ek vra vir Catherine, who are you? En dan sê sy, I'm love! Is dit nie amazing? Is dit nie amazing as ek en jy weer daai warmte en dryf in ons gaan hê om te kan sê, ek is God se agape liefde. Efesiërs 3, net so eentjie aan, is amazing. Jy mag dit nie vergeet nie. Jy moet dit merk. Jy moet jou Bybel vou of wat ook al by daai spesifieke skrifgedeelte. Efesiërs 3 klink so. Dit kom nog. Dis mense wat op Efesiërs 3 soek. Hy sê dat Christus, vers 17, deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe groot en ver en hoog en diep die liefde van Christus werk. Paulus het nie net op 'n oomblik gedink, that's nice, I want to teach them nie. Dit kom van God af. Hy sê, dis waaroor die lewe gaan. As jy net so omblaai, Efesiërs 4:16, waar gaan dit? Hy sê, en uit hom groei die hele liggaam. 4:16. Hy sê, die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van homself vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in agape, in liefde. Opbouing in 'n liggaam kan alleenlik plaasvind wanneer daar God se liefde is. Wat kan ek nog vir julle sê? Wat moet ek nog vir julle sê? Wat staan hier nog geskryf? Efesiërs 5:1. Hier staan, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde. Soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Wat kan ek nog vir julle sê? Jy sien, daar's nie 'n einde nie. Dit hou net aan en aan en aan. Hy sê met jou hele verstand moet jy met. Ek vra vir julle, hoe moet ons dit doen? Hy sê, kies om God lief te hê. Kies dit nou net. Kom tot 'n punt en sê, Here, ek kies dit nou. Nou, 9 minute oor 11. Vandag, hierdie mooi dag, hierdie mooi dag wat die Here gemaak het. Sy hartsbegeerte is net love, 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 love. Skryf hy dit. Johannes 17 vers 20, kom hy met hierdie passie, hy bid, hy's op die eindtyd, hy's amper klaar, hy weet, dis nou nie meer lank nie. Johannes 17 sê, vers 20, ek bid egter nie net vir hierdie mense nie, maar ook vir die wat
deur hulle die woord in geloof gaan ontvang. Hy sê, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U die Vader en my en ek in U is, en dat hulle ook so 'n eenheid mag wees. So die wêreld kan glo dat ek gekom het. Hy sê die wêreld gaan nie glo. Hy het al hierdie dinge gedoen as daar nie liefde is tussen die liggaam van Christus se ledemate nie. Hy sê in vers 22, die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees. There is no excuses in hierdie hele storie. Hy bied jou alles. Hy sê, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. En hy sluit af met hierdie punchline. Hy sê, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook moet wees. Sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my voor die skepping van die wêreld liefgehad. Ek hoop, jy kom agter, hierdie is net 'n passie. Hierdie is net 'n passie van die een tot die ander. Ek kan vir jou net een ding sê, love must be supreme in your life. Dit is superior bo enige iets anderster. Want hierdie liefde van God revive jou soul elke dag. Jy moet net gaan en sê, I will surrender. Ek gee oor. Hierdie liefde gaan jou menslike verstand te bowe. Daar's nie brieke nie. Dis hoekom ons dit nie kan beskryf nie. Ons kan dit nie uitredeneer nie. Maar as jy genesing wil beleef, sê vir die Here, jy weet hoe hy jou liefhet. En jy het hom lief. En jy sal sien hoe hy gaan kom en jou gedagtes capture. En hy gaan jou totale lewe beheer. Jy moet net surrender. Jy moet sê, I am dying for myself. Earnest, and I will take up my cross, and I will follow Jesus. Kom ons sluit die oë en ons raak net stil vir die Here. Here, vandag is vandag dat ons hierdie keuse maak. Dat alles in U koninkryk oor liefde gaan. Want U is die koninkryk. U is die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. Laat U liefde nou deur elkeen van ons spoel. Kom raak ons aan deur U Gees, dat ons oë sal oopgaan en ons ore sal oopgaan wat U liefde behels. En Here, baie keer dan dink ons, dit gaan oor die mense om ons, wat moet change. Maar begin by ons. As U wil hê die mense moet change, dat ons sal verander. Dat ons die keuse gaan maak. Here, waar ons gaan beweeg van nou af wat ons hier uitgaan, dat ons vir die mense gaan sê, ek het gechange. Ek het gechange, want ek wil verander. Ek wil 'n uitgesoekte koninklike priesterdom wees vir U. Ek wil 'n ambassadeur wees vir die koninkryk van God. Ek wil 'n seun en 'n dogter van die hemelse Vader wees. Dankie dat ons dit kan kom bely en sê, vergewe ons dit, dat ons buite U riglyn was. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Kom saam in die koninkryk.